Goeiedag en welkom by AgriMonitor. Hier praat ons landbou. Ek is Jacques, julle aanbieder. Hierdie week Witvlei Boerevereniging word 100 jaar oud en AgriMonitor, ek het verlede jaar met Dr. Hannes Niemann gesels van die Boerevereniging en ons het gepraat oor die geskiedenis. Ons het gepraat oor hoe het hulle uitgevind 3 jaar terug dat die Boerevereniging 100 jaar oud is en dan die Witvlei Boerevereniging bestaan uit 85 lede. Hulle is een van 9 verenigings wat deel is van die Gobabis landboudistrikt en dan onderwerpe wat ons gaan verken in hierdie onderhoud sluit in. Ons kyk wat beteken die kameeldoringboom op hulle logo. Dan praat ons ook wat is die storie agter die boerehuis waar hulle vergaderings hou en dan praat Dr. Niemann ook so 'n bietjie oor wat beteken dit om deel te wees van 'n boerevereniging, die ondersteuning wat 'n mens daar kry en dan ons praat ook so 'n bietjie oor wat is die uitdagings wat hulle oor die afgelope 100 jaar deurgegaan het. Dr. Niemann vertel ook oor hulle gedenkalbum wat hulle besig is om saam te stel. Luister in, geniet die onderhoud en sien vir julle dan volgende week. Goeiemiddag en welkom. Ek is Jacques Toy by AgriMonitor. Saam met my vandag in die studio is Dr. Hannes van die Witvlei Boerevereniging. Hy is deel van die organiseringskomitee daarso. Die reëlingskomitee. Volgende jaar is 'n baie groot jaar vir Witvlei Boerevereniging. Hulle vier 'n hele eeu van bestaan, van Fastpaid in die Witvlei area. Hannes, hoe gaan dit vandag? Baie dankie Jacques, dit gaan goed. Ons is veilig hier. En ons sien uit na die gesprek saam met jou. Ja, ons kan bietjie ek is nuuskierig om bietjie te hoor wat jy het om te vertel. Dit is 100 jaar. Dit is geen grap van Fastpaid en deurdruk in Namibia in daai area. Hannes, vertel vir my so 'n bietjie, gee my 'n agtergrond van Witvlei Boerevereniging. Ons is maar in Witvlei gesentreer. Ons lede is maar almal voltyds of deeltydse manne wat rondom Witvlei boer. Ja. Ons self is nou bietjie meer Gobabis se kant toe of noord van Gobabis, maar ons is maar redelik almal rondom die Witvlei area gesentreer. Ons is so vir 85 lede, aktiewe lede op hierdie stadium, so dit maak ons seker een van die groter boereverenigings en ons is dan ook een van die 9 boereverenigings wat behoort in die Gobabis distrikslandbouunie. Ja, 9 boereverenigings in die Gobabis area. Jy het my nou vertel, Gobabis, ek het dit eers geweet, jy is groter as die Vrystaat. So ek het nou verstaan, hoekom is daar so baie boereverenigings. Tussen al daar moet ietsie gesê word oor 100 jaar. Vertel vir my, wanneer het jy daar so aangesluit? Ons persoonlik het in 2004 het ons lid geraak, wat ons daar aangesluit het, en ons het nog nie teruggekyk van wat ons lid geraak het by Witvlei nie. Vertel gou vir my vinnig, hoe het julle uitgevind, Witvlei word 100 jaar oud? Ok, dit is heel toevallig, so 3 jaar terug omtrent nou, ek weet nie wie dit vir Sonja Pak aangestuur nie, 'n klein beriggie wat hulle iewers gesien het van 1926 was die stigting van Witvlei Boerevereniging. En toe het Sonja onmiddellik vir my die beriggie aangestuur en ek het vir haar gesê, vader mens, ons het 3 jaar tyd om 100 jaar te organiseer. En toe het ons begin werk maak daarvan en gelukkig het ons boerevereniging het 'n groot argief, wil ek sê, van ons eie, al ons notules en agendas en belangrike dokumentasie oor jare het ons bymekaar, so daar's 'n groot bron van inligting wat ons kan gebruik om die ding te vier, maar nou wil ek daarom net bysê, kyk, ons is nou amptelik, is hy destyds gestig op die 17de April 1926 is hy nou amptelik gestig, maar voor die tyd was hulle ook al reeds bedrywig, wat hulle ook al samekomste en goed gehou het, so eenmal 'n maand, eenmal in 2 maande. En nou die mense wat nou ons boerevereniging 'n bietjie beter ken, sal nou weet daar's 'n kameelboom is op ons logo. Nou die eerste bymekaar kom plek was 'n kameelboom geweest. En dit is hoekom ons nou so sentiment het aan die kameelboom, want die vergaderings is maar altyd onder die boom gehou tot in dink 1958 wat ons die boerehuis gebou het. So dit is waar die kameelboom vandaan kom. Maar dieselfde kameelboom het ook gedien as die kerk in die omgewing. Ja. Sonder as hy
vir die kerk ingespan en die manne het daar by mekaar gekom. Die boerehuis, bestaan hy nog? Hy staan. Dit was 'n groot geveg geweest. Oom Ben Swart, hy was die ou stigtersvoorsitter geweest, groot hand in die boerevereniging, jare betrokke geweest. Hy het tot ek dink 1961 of 62 was hy voorsitter geweest. Baie insette in werk gelewer en hy is op 'n stadium is hy in Zimbabwe toe geweest, die destydse Rhodesia. Ja. En daar het hy by iemand gaan kuier en 'n plan van 'n boerehuis gesien wat vir hom nou 'n ideaal geraak het. En toe oom Ben nou teruggekom en begin 'n plan teken en die boerehuis is begin en nou interessant, die boerevereniging wou daai jare, dit was nou nog ponde en shillings, maar in vandag se geld wou hulle R2000 by ons bank leen. Die bank het geweier om vir hulle die geld te gee om die boerehuis te bou, want dit was te groot risiko geweest. En toe het oom Ben hulle plan gemaak, soos wat ons maar in ons nasie se aard is, en begin funksies hou in insamelings en sulke goede en op die ouend is die boerehuis kontant betaal. Hy's dink 1959 is hy amptelik ingewy met 'n groot okasie, was so 160 mense daar gewees die dag. Ook met 'n braai en alles wat daarmee saamgaan. Die administrateur was daar gewees almal. En en vandag staan ons met uitstekende bate op ons eiendom. Nou al 'n bietjie aangebou, nog verbeterings aangebring, maar ons sit met 'n baie groot bate binne in ons gemeenskap wat vir enige funksie gebruik kan word. En dit word nie net vir ons boerevereniging vergaderings gebruik nie, dit word ook vir funksies van buite gehou. 85 lede, daai moet een van die groter boereverenigings in die land wees en dan op 100 jaar, soos jy vroeër gesê het, jy skat, dit staan omtrent een van die top 5 oudste boereverenigings in die land. Ek hoop jy hoor, okay, jy het nou in 2004 aangesluit, dit is ook nou al basies 20 jaar. Hoe belangrik voel jy is 'n boerevereniging vir 'n area? Weet jy, kom ek gaan nou sommer net oor die laaste 2-3 jaar praat wat ons deur redelike ernstige droogte gewees het. Jy gaan na 'n boerevereniging toe, almal se gemoed is laag. Almal sit met dieselfde probleem, daar's nie veiding nie, die pryse is swak, alles is min of meer dieselfde. Maar as jy vanaand huis toe ry en jy het net met 'n paar ander lede gepraat, dan kom jy agter, maar kyk, ek het 'n probleem, maar die volgende ou het 'n groter probleem as ek nou met die droogte. Hy het minder kos as ek, hy het minder gras. Sy kalwers groei nie, sy besettingspersentasie op sy koeie is minder as myne. Dan besef jy, weet jy, maar jy kry soveel waarde uit hierdie ding vir jou eie gees en siel, dat jy net voel, maar dit gaan nie so sleg met my soos wat ek gedink het. Dit gaan eintlik beter. So dit is eintlik 'n groot ding en dan daai samesyn in ons boerevereniging. Ek dink daar's min boereverenigings wat so 'n lekker gees het onder mekaar. Die van julle wat nou al by 'n braai kompetisie gewees het, sal onthou, ons het baie kere die meeste ondersteuners met die grootste geraas. Is aan ons kant nie dat ons altyd die wenspan is nie, maar ons probeer. Maar die gees is daar, dis vir ons belangrik. Ek onthou nou by die NLE Agri Braaidag. Dit was lekker geweest daar so by julle stalletjie. Ons het almal gehoop julle gaan wen en ek dink julle het gegaan vir daai wen dat julle die braai sommer daar kan hou en die 100 jaar viering kan hou en so aan. Kyk, daai was nou 'n groot toffie eintlik geweest wat ons gehoop het. Party het gehoop ons wen, party het gesê nee, julle moenie wen nie, want ons het in Maart maand volgende jaar as ons die lewe hou, het ons die Duitse Oscar wat plaasvind wat ook 'n groot geleentheid is in ons saal. Maar dan die Duitse karnaval, ja. Hy vind op ons terrein plaas wat ook 'n groot ding is, so elke 2 jaar en dan 'n week voor ons 100 jaar viering en dan is dit die braai kompetisie in Gebabes wat sonop aanbied. So ons is nou gaan braai, ja, maar ons hoef hom nie aan te bied nie, want ek dink nie dit sou gewerk het as ons met Oscar en braai en 100 jaar saam gehou het nie, dan so dit is die hande te min. Dis Wika en Windhoek, Wuka Walvisbaai, of wat is Waka? Swakop het ene en dan Otjiwarongo het ene, weet ek, en dan ons en is Oscar. Swakop is Kuska, Windhoek is Wika, Otjiwarongo is, ek kan nie onthou wat se K nie, en dan is er nog Luderens en dan is dit Oscar. So ek hoop julle het genoeg lede wat kan help om te organiseer vir volgende jaar. Wat se planne is sover het julle in gedagte? Okay, die grootste werk op hierdie stadium is ons gaan 'n gedenkalbum uitgee oor die 100 jaar.
Die inligting se sluitingsdatum is nou die 30ste September moet al die inligting by my of by Sonja Pak ingehandig wees. Dis nou foto's, berigte, al daai goede moet inwees want ons moet 'n bietjie voorbereidingswerk nog doen want hy moet ingaan na die drukkers toe. En dit wil ons graag vir elke lid die aand met die amptelike funksie wil ons graag vir elke lid as 'n geskenkie gee. Dan so 'n oorsig oor die 100 jaar wat het gebeur. Nou 'n ongelooflike reis wat jy deurmaak as jy so deur die argiewe werk om nou te kyk wat het gebeur. Maar interessant, 'n goue draad wat deurloop van dat Benelom begin het in 1926 tot vandag toe nog, is daar 3 goede wat permanent op die agenda amper is, wil ek sê, en dit is ons vleispryse. Die een ding, die volgende een is die swak paaie, veral die grondpaaie. En wat is die derde? Telekommunikasie is die derde ene. Nou daai jaar het hulle nog met ou handtelefone en gesukkel en vandag sukkel ons met selfoonontvangs en sulke goede so. Maar dis die goue draad, daai 3 items hardloop deur die hele geskiedenis hardloop hy so saam. Jy sien dit baie duidelik. Kommunikasie, Paaie en die vleispryse. Vleispryse, ja. Is altyd 'n bespreking. Ons klauwer. En dan 'n bietjie iets van die regering en iets van die regering daar. Ja, daar kom altyd maar iets anders by ook in so aan, maar interessant. En dan ook een van die groot gevegte of 2 van die groot gevegte in die boerevereniging was gewees. Toe hulle destyds gesukkel het om 'n stasie op Witvlei te kry, dan praat ek van 'n laaistasie om beeste te laai op die trein, want daai jare, kyk in 1928 is die trein amptelik ingewy tussen Gobabis en Windhoek. Ja. En dan moes jy nou jou diere Gobabis toe vat om daar te laai en dan Windhoek toe te bring. Toe begin 'n beklei die boerevereniging vir ons moet 'n stasie laai kry, en hulle tot by die eerste ministers van Suid-Afrika gedraai daai jare wat briewe gekry het van die boerevereniging af en hulle die ding beklei en ons het hom gekry op die ouend, daar kon diere gelaai word van hom. OK, vandag is hy nou ongelukkig tot nie. Hy bestaan nou nie meer nie. En dan die ander ding wat ook interessant is, veral die ouer garde sal dit dalk onthou, toe die boerehuis nou geopen is amptelik, mag daar aanvanklik nie enige drank verkoop gewees het in die boerehuis nie. Dit was 'n groot fete gewees, wil ek sê. En die manne het mekaar redelik aangevat. Nee, dit was vir hulle kern gewees. Jy bring nie drank in jou kern in nie, sal ek nou maar sê. Dit is 'n buiteding. En toe was die ou Witvlei Hotel nou nog daar gewees, en die manne nou geboerevereniging hier in die boerehuis, en as ons nou hotel toe laterand. En maar laterand het die sentiment begin verander. En hulle het gesê, maar kom ons hou alles by ons, dis bietjie makliker, dis ons gemeenskap, dan kuier ons by mekaar op ons werf. Die geskiedenis loop baie diep daarso in die Witvlei Boerevereniging. Ek wil nou sommer so, want jy sê jy's nou deur daai dokumente wat hulle nog nie heeltemal, ek is amper deur, maar ek is amper daar. As jy so terugdink, is daar nog interessante goeters wat jy so uit die face uit kan onthou wat die mense geskryf het daarso? Weet daar's eintlik verskriklik baie. Ek dink die boek gaan eintlik iets vreeslike lekker artikel wees. My enigste terugslag daar is ek is nie Duits skryfmagtig nie, so ek kan nie sukkel baie met die Duits, maar gelukkig daar is baie Duitse persone in die boerevereniging wat hand bysit. Ja. Maar kyk, hy is in 1926 gestig. Toe het 'n paar jaar goed gegaan, maar toe kom die Tweede Wêreldoorlog. En dit het bietjie negatief ingewerk. Ek gaan nou nie uitwy in daai deel van die geskiedenis nie, maar dit het veroorsaak dat die boerevereniging in 'n mate dormant geraak het. Maar hy is nooit ontbind nie. Dit was die belangrike ding, en toe hier in 1947 toe Mbenga hulle gesê, nee, maar kom. Die oorlog is verby, kom ons vat die bal by die horings en ons vat hom nou weer aan, en hulle het aangegaan. So daar's baie mooi goed oor die boerevereniging as jy nou gaan kyk oor veldbrande, wat eintlik 'n negatief is, maar as jy gekyk het hoe het ons gemeenskap saamgestaan om die veldbrande te bestry. Daai klas goed, dit het altyd gegaan oor die gemeenskap eerste by Witvlei Boerevereniging, en dis die lekker van die boerevereniging. Ons is min Afrikaanssprekendes daar, die Duitssprekendes is baie meer, maar nie dat dit 'n verskil maak nie. Ons is een groot familie by Witvlei. Albei weet daarom 'n plan te maak. Ja. Die probleem is nie as die plan werk nie, die probleem is as jy uit planne uitraak om te probeer.
Hannes, ek wil nou gedink het so vir volgende jaar, julle het nou nog nie vaste reëlings of so nie. Wanneer gaan julle 'n kampterrein daarso maak waar die mense kan kom kamp en daar's Ons reëlings is in plek. Ek gaan vinnig vir jou so 'n bietjie vertel. Ja. Ons gaan die 15de April, dit is die Woensdag, gaan ons die so 11:30 die oggend gaan ons bymekaar kom, dan gaan ons 'n kerkdiens hou binne ons boerevereniging en dan gaan ons middagete hê en dan na die middagete gaan ons ons 100ste algemene jaarvergadering hou. Okay. Wat ons nou iets spesiaals is om te hou en dan, dit is nie, ek wil net by sê, ons 100 jaar is nie 'n oop ding nie, dit is basies net vir die lede en dan die buurtboerevereniging se voorsitters word genooi en dan is 'n bietjie van die NLI gaan ons ook persone nou saamnooi en dan die Saterdag aand is nou eintlik die groot funksie. Dan is dit nou 'n amptelike diner wat gehou gaan word in die boerehuis met die tema 1926, so jy moet aantrek soos 1926. Nou ons moet nog almal 'n pakkie gaan soek iewers in handskoene en hoede vir die vrouens, so dit gaan dit so 'n bietjie interessant maak. En dan het een van ons lede gaan vir ons so 'n fotohoekie bou uit daai era uit met 'n museum op die plaas, die Wilkins, so hy gaan vir ons 'n bietjie van sy ou goed bring en die verhoog kom mooi maak. En dan dus daai aand het ons 2 gassprekers goed gedink om te kry. Die eerste ene is meneer Reimer van Haase. Hy was 'n hele paar jaar terug was hy voorsitter van die NLI of die president van die NLI. En dan die tweede gasspreker is vir ons baie na in die hart, dis oom Skalk Grobelaar. Is een van ons oudste lede in persoon op hierdie stadium. Hy en Tannie Moitjie en hy is ook die langste lid by ons boerevereniging of die langslewende lid wat nou nog aktief is in die boerevereniging. So hy is die ander gasspreker nou. Ek dink van hom af gaan ons baie staaltjies hoor wat hy nie vir my wil vertel nie, maar wat hy dalk vir almal sal vertel daai aand. Want omdat hy was ook langs sekretaris en hy was self voorsitter gewees van die boerevereniging. So hy het bietjie baie en hy het ook wat vir hy gewerk aan die begin toe hy beginne boere. Dit sy area gewees, so hy ken baie van die ouer mense ken hy daar. Ja. Ek wil gehoor het jy wat nou so deur die dokumente en goeders gelees het. Jy hoef nou nie te voel as jy nou nie ken of so nie, maar ek het wonder wat was die minste lede wat die vereniging op 'n tyd gehad het en of waar 'n tyd was wat die naaste is wat hy dalk gekom het aan hom om toe te maak. Die minste wat ek nou kan onthou so uit die deurwerk van die dokumentasie dink ek was 26 gewees. 26. 26. Dit was seker nou net ons het nooit onder daai getalle gedaan nie. So julle was maar eintlik nog steeds altyd redelike is 'n bietjie 'n stewige ene. Die groot probleem nou op die oomblik is nie die getalle nie, dit is die ouderdom van die boere. Ongelukkig by ons boerevereniging daar is 'n redelike gaping tussen ouer boere en jong manne. Daar kom nie soveel jong mense by ons terugplase toe as byvoorbeeld by 'n Hoogveld boerevereniging wat ons 2 naweke terug 'n sportdag by gehad het nie. Daar is weer 'n groot kontingent jong manne wat nou plase toe gekom het. By ons is dit op hierdie stadium bietjie van 'n probleem, maar ek kan niks daaraan doen nie. Ons moet maar kyk hoe dit uitspeel. Nog 100 jaar wat voor lê, ongeag die uitdagings. Nee, want ek het vir 'n oomblik twyfel nie as julle die Tweede Wêreldoorlog, al die droogtes, al daai goeters van die 60s en die 70s kan oorleef. Ek dink hy sal sy pad sal hy seker weer terugvind. Ek is so seker daarvan. Hannes, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd. Ek weet nie of jy nog 'n laaste boodskap of so het wat jy dalk aan mense wil gee. Vir die dag en so. Ek kan nog net voordat ek met die kamera gaan praat, wil ek dan nog net sê, kyk, hulle was ook maar 'n ou klomp dwarsstrekers geweest, so met die pad langs hier in die 60er jare het hulle tot protesvergaderings georganiseer. Om teen die beesbemarking en die bemarkingskanale wat bestaan het om teen die te protesteer. Die vleisprys. En hulle het advertensies in die koerante geplaas. Pragtig. Rondom om dit te promoveer en mense bymekaar te kry en hierdie ding te beklei.
So hulle het saamgewerk, maar hulle kon ook 'n punt maak en sê tot hier toe het ons dit genoeg gehad. So. Net uit 'n skierigheid, daai tyd was dit net die vleisboere gewees of was daar, want daai tyd was dit 'n bietjie meer gediversifiseer. Hulle het nie gepraat oor melk. Ja, kyk as jy nou die geskiedenis van Gobabis area nou goed onthou, daar was die Gobabis romery gewees. Ja. Party sal onthou is die creamery. Daai jare was vleis mos eintlik nie veel werd gewees nie, die room. Hulle het mos geroom, al die boere gemelke geroom. Die room is aan die creamery gelewer en die botter gemaak. Ja. So die botterprys is nou vandag nou nie meer ter saak nie, maar aan die begin, so ek het nou net gesê die vleispryse was 'n deel van die geveg oor die jare, maar aan die begin was die botterpryse wat hulle gekry het, was ook maar 'n redelike geveg gewees om 'n beter prys vir die te kry, want dit is hulle inkomste gewees. Wonder ek wie daai prys bepaal, dit was dan nou seker nog steeds Suid-Afrika gewees. O nee, want 1926 was Namibië nou nog deel van Duitsland gewees en toe se Tweede Wêreldoorlog en toe van Suid-Afrika hulle oor. Maar ek kan dink, jy sê vleis was daai jare nie 'n probleem nie. Okay, daar was ook baie meer wild en so mense kon en ons het nie ge-worry oor Europese standaarde en daai tipe goeders en nou was nie regtig verkoeling vir melk gewees. So ek kan dink dat dit nog as 'n die gesprekpunt was. En wat was er nog wat hulle oor gepraat het, as jy so deur dit lees? Dis my nou baie interessant. Hulle het nie gepraat oor heidings, skelmjagtery. Daai tyd was dit nee, 'n redelike punt van bespreking ook oor tyd gewees wat jy optel is 'n polisie gewees. Dit het ook baie sterk gevoel wat vlei met 'n polisiestasie hê wat ons gehad het. Ja. Nou in die geskiedenis is daar polisiemanne goed vermoor, maar hulle het altyd beklei en omgegee, daar moet 'n polisiestasie wees dat ons as gemeenskap iets naby ons het. Ja. En dan toe die teerpad destyds gebou is, die nuwe teerpad wat gebou is in Windhoek verbind het. Dit was hier in 1971-72 se wêreld. Dit het 'n bietjie omstaan gekos want die pad het toe nou deur ander plase gegaan. As die ou grondpad, manne was bietjie ongelukkig, maar toe die pad nou eers in plek val, toe het hulle besef maar kyk dit gaan goed en dan 'n komponent wat bygekom het die laaste jare was die wildbedryf gewees. Ja. Wat nie heeltemal weg beweeg het nie, maar 'n groot gedeelte het begin diversifiseer in wildbedryf ook in. So dit het ook 'n komponent. En dan in die laaste klompie jare het die kolebedryf. Ja. En die houtbedryf het ook begin 'n deel raak van ons van die gesprekke en soos wat dit dinge begin diversifiseer het. Ek hoop daarom vir die 100 jaar sal julle voor Witvlei net 'n bordjie daar sit om die mense te waarsku van hy spoedhobbels. Jy sê hulle want hulle het my gevang op pad na die Agri Braai dag toe. Maar nou ja, nee, anders kom ek gee jou nog 'n laaste geleentheid om iets te sê as jy eintlik wil ek nou, maar ek wil nou nie vir jou so te veel vasvra op die kamera nie. Ek sal self nog 'n bietjie gesels na die tyd, maar jy het nie nog 'n laaste boodskap aan die mense of die publiek of ek weet of jy 'n borg het of so. Ons het borge, maar enige iets is welkom. Dis maar 'n duur iets om te reël wil ek sê, die drukkoste van die boekie is duur. Ons het ook gevoel ons gaan nie ons dames inspann om die kos te maak nie, so ons kry buite mense in om die kos te kom maak. Okay, ja. So dit is basies ons twee grootste uitgawes wat ons sal moet dek. Ons het 'n hele klompie borge al wat aan boord gekom het. Ja. Maar die groot ding is die lede moet maar net onthou, ons sperdatum is nou die 30ste September wat julle bydraes moet inkom, daai ou fotos, daai ou onthoue wat julle nog iewers in 'n kartondoos gebeer het, asseblief kyk dat dit betyds is dat ons dit kry, dat ons van ons 100 jaar 'n groot sukses kan maak. Johannes, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Groot plesier. Dankie dat jy ingekom het en ek gaan verseker volgende jaar daar sou wees. Ek sien baie uit. Ek hoop om julle daar te sien. Ek kan enkel sê ek was by 2 eeufeeste van boerevee en so gewees. Nou ja, toe kykers baie dankie dat julle aangesluit het by ons. Dankie dat julle geluister het. Dit was nou vir my baie interessant geweest. En dan ons sal julle so 'n bietjie opdateer die hele jaar in die aanloop tot die eeufees van die Witvlei Boerevereniging. Totsiens, sien julle volgende keer. En Hannes, sien vir jou volgende keer ook. Baie dankie en 'n mooi dag vir julle. Baie dankie. Plesier.
excellence. What does it mean? Is it a sign of reliability, a mark of outstanding quality? Is it a measure of your hard-earned success? Is it a feeling, the knowing that you've earned your achievements and that you've paid your dues? Is excellence something that can ever really be achieved? It almost seems like you can never attain true excellence, but that's exactly why we work towards it. Because excellence isn't something that can be given to you. It's something that must be earned, day by day, month by month, year by year. Excellence is a lifelong pursuit. Every milestone we reach is an opportunity for expansion, improvement, and innovation. A challenge for us to become better than we could have ever dreamed of. Our goal isn't to compete against others, but to consistently better ourselves, to impact entire economic sectors and global supply chains, and provide you with new avenues through which you can thrive. It's about building a level of success that is shared by all. At Agra, excellence is our obsession, an obsession to outwork and outperform not our competitors, but ourselves. This obsession with excellence exists in everything we do, from engaging with our clients to providing value and building relationships. It's how we aim to build a nation's dreams, not only for tomorrow, but for years to come. We see every adversity as an opportunity for growth. Adapting to change is the only way to reach our true potential. We'll never give up. If there's no way, we'll make one, just as we have so many times before. Agra is agriculture, so average will never satisfy us. We will always aim to exceed the expectations of our clients, our shareholders, and our people every step of the way. As Namibian agriculture continues to evolve, Agra remains the household name for products, services, and advice. As with high performance and high achievement, excellence is something you have to become through passion, commitment, and consistency. It's never easy, but who said it should be? Perseverance brought us here, and our strive for excellence will take us into the future. En daar het julle dit vir hierdie week lekker gesels met Dr. Riemann. Ek is self uit om in April daar so by die Boerevereniging se 100ste jaar dit by te woon. En dan het julle geweet, hulle hou vergaderings tot 1958 het hulle nog vergaderings daar so onder die kameeldoringboom gehou. Dankie dat julle ingeskakel het hierdie week en dan sien ons vir julle volgende week.